As julle saam met my wil dit in die Bybel volg, dit gaan ook hier op wees, ek op jou app oopmaak, ons gaan by die boek lees van Judas. En ek het laas gesê dat toe ek begin voorbereid en dink aan die vakansietyd, en ek begin bid daaroor, en hoe dit gewoonlik met my werk, ek vra maar die Here om my te leer, en julle is in, ek moet net besig om af te luister, alles wat ek by die Here hoor, want ek moet by hom gaan sit, en sê, wat wil u vir my leer, wat wil u vir my die skrif leer, het hy my gevat na hierdie briefie van Judas, en almal wat nou die Bybel ken, sal weet, daar is so boek, maar ek het toen agtergekom, ek het nog nooit uit gepreek nie, en toe ek begin daaroor lees, en ek begin kyk wat daarin staan, toe dink ek, wauw, hierdie briefie som so akkuraat op, die dinge wat in ons wêreld aan die gang is, en ek dink dit is dan goed dat ons dit lees, en kom ons bid, dan vra ons die Here se seën, terwyl ons die Bybel oop het. Here, ons kom na u toe, en ons het net gesing, nou ons is hier om u te aanbid, voor u wil ons neerbuig, en vir u wil ons kom sê, dat ons het nie nodig, elke oomblik van ons dag, ook nou. En Vader, ons wil vra as die woord oop is, en dat die Gees ons in die waarheid sal lei en leer, en dat ons sal kan mooi hoor wat hy vir ons nou wil sê. Vader, ons kan baie maklik, ons gedagtes kan dwaal, en ons kan dink aan vanmiddag, en alles wat nog moet gebeur, in die naweek, en dan mis ons dit, wat hy vir ons wil sê. So vat ons gedagtes, en help ons om te konsentreer, en Jesus, dat ons u woord sal hoor, deur u broer Judas, wat vir ons hierdie boek geskryf het, en deur die Heilige Gees geïnspireer is. Amen. Nou, as jy mens so deur die boekie Judas lees, dan kom jy agter dat niks is nuut nie. Die kerk 2000 jaar terug, en dit is die strategie hoe die duiwel werk, wat julle weet, en dit werk so is dat die duiwel kom, en hy bring 'n afvalligheid, hy bring iets in die wêreld, iets wat mense aanlok, en mense aantrek, die mense wat nog nie gelowiges is nie. En dan stelselmatig, en dit is die strategie oor die eeue heen, dis hoekom Judas daaroor skryf, wat in hulle gemeente gebeur het, hy is na alle waarskynlikheid geskryf vir die Jode in Jerusalem, want hy gebruik baie voorbeelde van die Jode, en hy was teen saam met sy broer Jakobus, van die leiers in die kerk in Jerusalem, dis waarvoor hy dit geskryf het. Maar hoe die duiwel werk, hy bring iets in die wêreld, en dan raak mense afvallig, en dan begin hulle agter dit aangaan. En ons noem het wake, die mense praat van deesdae van 'n wokeness, maar dis maar ontwaking teen die waarheid, en teen die skrif, en teen dit wat God ons leer. En dan op 'n subtiele manier begin die duiwel mense uit die kerk uit ook oortuig. Maar dis die waarheid, en julle moet hierdie goeders volg. En dis presies wat in Judas gebeur het, dis presies wat in ons tyd gebeur het, dis presies wat ons beleef, ook soos ons nou hier staan. So, ons het verlede week gehoor, dat ons kan nie net rustig sit, en sê, ons is deel van die kerk van die Here, ons het die waarheid, en hy het verlede week het hy gesê, stry vir die waarheid, maak 'n effort, om die waarheid, vir jouself te leer, maar daaroor te praat. Toe het ons gesê, die reeks wat ons gaan hê in die vakansie, se naam is Vreesloos vir die waarheid. En ons het begin by die punt, waar Judas geleer het, om te sê, hy het die skrif sy eerste deel wat ons gelees het, die eerste 4 verse, het hy gesê, ek is 'n slaaf van Christus. Hy het gesê, ek is totaal ondergeskik aan Christus. Ek is eintlik verslaaf aan hom. En dan vertel hy die gedeelte wat ons nou gaan lees, is presies die teenoorgestelde, van mense wat verslaaf is aan die wêreld, en aan die sonde, en die dinge van die wêreld, hulle raak dit ondergeskik daaraan, en dit lok hulle aan, en daarom noem ons hierdie gedeelte van vanoggend, wil ek noem, die vyande van die waarheid. En nou sal julle moet rarig eers nou lekker rug op sit, en mooi luister. Want dit wat nou gelees gaan word, het ek oor en oor probeer lees, om net te verstaan, wat skryf Judas in hierdie verse? Wat is die impak daarvan? Wat wil hy vir ons leer? Wat wil hy vir ons vertel? En
eintlik wat hy wil vertel. Hy vertel ons van die vyande van die waarheid. So jy moet die hele tyd dit in gedagte hou. Van wie praat hy? Dit is in hulle gemeente gewees so, in 10:1 in Jerusalem wat ek nog gesê het, maar dit is ook in ons tyd so. So hier gaan ons. Al weet julle al hierdie dinge, wil ek julle daaraan herinner dat hoewel die Here eenmaal sy volk uit Egipte verlos het, hy nog daarna die wat nie geglo het nie laat omkom het. Dink aan wat gebeur het met die engele, wat hulle nie binne hulle eie magsgebied hou nie, maar hulle aangewese woonplek verlaat het. God het met hulle met onbreekbare kettinge gebind, en hy hou hulle in die duister dieptes van vir die oordeel van die groot dag. En dink ook aan die mense van Sodom en Gomorra en die stede rondom hulle. Net soos daardie engele het hulle onsedelike dade gepleeg en omgang gesoek met vreemde wesens. As waarskuwing vir hulle almal word hulle nou gestraf met die vuur wat ewig brand. En nou is dit met hierdie mense net so. So onthou, ons praat nou oor die vyandiges. Hy het nou sommer 'n klomp ouens uitgehaal daar. Maar nou vertel hy nog verder, hoe lyk die vyande van die waarheid? Vanweë die droomgesigte wat hulle sien, bevlek hulle eie liggame, verwerp hulle die gesag van die Here en beledig hulle die hemelwesens. Nou gaan hy so 'n bietjie op oor die hemelwesens praat. Nie eens die aartsengel Michael het so iets gedoen nie. Toe hy met die duiwel gestry het oor die liggaam van Moses, het hy hom dit nie veroorloof om die duiwel te beledig en te veroordeel nie. Maar hy het vir hom gesê, die Here sal jou straf. Maar hierdie mense praat lasterik oor dinge waarvan hulle geen kennis het nie. Hulle is soos verstandelose diere. Al waarvan hulle kennis het, is hulle natuurlike drange, en juist dit is hulle ondergang. Verskriklik sal hulle lot wees, want hulle is dieselfde pad as Kain geloop. Vir geld het hulle dieselfde bedrog as Biliam gepleeg, en soos Korag het hulle in opstand gekom, en dit was hulle ondergang. Nog nie die einde van hoe hy die mense beskryf nie. Hy sê nou, hulle besoedel hulle liefdesmaaltye met skaamtelose uitspattigheid, en sorg net vir hulle self. Hulle is wolke wat geen reën bring nie, en deur die wind verbygewaai word. Hulle is bome wat selfs laat in die seisoen nog geen vrugte het nie, wat ontwortel en morsdood is. Hulle is woeste golwe van die see. Hulle laat hulle skande soos skuim spat. Hulle is sterre wat hulle uit hulle baan geslinger is. God hou vir hulle plek gereed in die duister dieptes waar die ewigheid sal bly. En dan sê hy, hierdie mense, dit is oor hierdie mense wat Henog, wat in die 7de geslag na Adam was, geprofeteer het en gesê het, kyk, die Here kom met sy duisende heilige engele, en hy sal oor almal oordeel. Hy sal al die goddeloses, al die sondaars straf, en oor al die goddelose dinge wat hulle in hulle goddeloosheid gedoen het, en oor al die lasterlike dinge wat hulle teen hom gesê het. Hierdie mense kla gedurig en is altyd ontevrede met hulle lot. Hulle leef net volgens hulle eie begeertes, praat groot en sê vleiende dinge van die mense om daaruit vir hulle self voordeel te trek. Ek het julle gesê, julle moet oplet. Hier is net, ek kan nie dink dat een ou soveel voorbeelde kan gebruik. Daar is omtrent asof hy al die voorbeelde gebruik het wat daar moontlik was om te gebruik, om te verduidelik hoe lyk die vyande van die waarheid. Hoe lyk die mense wat ons deesdae sien? Ons praat van die ontwaking van die ongelowiges wat skielik net sê ons het hierdie vryheid, ons kan leef soos wat ons wil en niemand gaan vir ons weer sê hoe gaan ons leef nie. Nou wat ek dink die Here ons wil mee help is om te sê niks is anderster nie. Ons leef vandag nog steeds met mense wat die vyande van die waarheid is. En dit kan dalk in jou eie gesin wees. Dit kan dalk in jou eie familie wees, jou eie vriende, jou kollegas, wat so verblind geraak het deur die aantreklikheid van die wêreld en so nie dink teen die waarheid, dat julle sal moet weet, hoe gaan ons die mense help, wat ons ken, wat met ons te doen het, wat vyande van die waarheid geword het. Want die punt is, en dis wat ons sien in ons wêreld, as daar geen morele kompas meer is nie, dan is daar geen stop nie. Dan is daar niks meer wat jou kan stop nie. En daarom kan jy identifiseer met wie jy wil en hoe jy wil wees, want daar is nie meer 'n stop nie.
So die doel wat hy vir ons wil kom leer, is om te sê, hoe gaan jy leef? Hoe gaan ons leef, terwyl ons in hierdie wêreld leef, waar hierdie klomp vyande van die waarheid is? En ons moet dit realiseer, dis 'n realiteit, ons weet dit. Ons sien hoe gaan dit in ons wêreld. Nou wil ek probeer om net dit 'n bietjie uit te pak wat hy gesê het. En die mense wat daarna sou geluister het, sou die voorbeelde baie mooi verstaan het, wat hy gebruik het. Hy het eintlik net van een tipe mens gepraat, dis die vyande van die waarheid, maar hy het soveel voorbeelde gebruik, en hy begin met 'n waarskuwing. Hy sê vir hulle, al weet julle al hierdie dinge, wil ek julle daaraan herinner, dat hoewel die Here eenmaal sy volk uit Egipte verlos het, het hy tog daarna wat nie geglo het nie laat omkom. So Judas vat hulle, en ek nou voorberei, toe dink ek is asof Judas kom, en hy vat die mense wat hy vir die brief voorskryf, en asof hy hulle gesig so in sy hande vat, en sê, onthou julle nie wat het gebeur nie. Dis asof hy sê, onthou julle nie die storie van Moses nie. Onthou julle nie die storie van Moses, toe hy die volk uit die slawerny van Egipte gelei het. En ons weet dat in die Nuwe Testament verwys die verlossing van Jesus ook na die verlossing uit die slawerny van sonde. So as hy sê, onthou julle nie wat het gebeur met die mense van Moses? Hy probeer die vyande van die waarheid help, en ons wat na die vyande van die waarheid moet optree. Onthou net wat het met Moses gebeur. Nou julle weet wat met Moses hulle gebeur het. Julle ken seker die storie, want dit het gebeur dat Moses hulle het uitgetrek, en in 11 maande het hulle by die berg Sinaï gebly, en daar vertoef, en nou sê die mense van daar af, as jy vir my die kaart kan aansit, het ek iets gemis? Van daar af het hulle getrek, van Sinaï af het hulle opgetrek na Kades Barnea, as jy in die middel sal kyk, en dit was omtrent 11 dae trek. So hulle is nou so net so 'n jaar buitekant, het is hulle buite die beloofde land. Hulle is op die rivier, is hulle nou oortrek, gaan na die beloofde land. Hulle is daar. Dit wat God vir hulle beloof het, het gebeur. Hulle is by Kades Barnea, en toe besluit hulle, maar hulle gaan verkenners instuur, en die verkenners gaan kyk, hoe lyk die land, en dan kom hulle terug, en dan sê die klomp 10 van hulle, sê nee, hierdie land is baie sleg, ons moet glad nie intrek nie, en Josua en Caleb kom en sê, hoor, dit is die wonderlikste land. Jy moet sien hoe lyk groot die druiwetrosse, jy moet sien hoe lyk dit hier, kom ons trek in die land, en God sal met ons gaan, en dan ken julle die storie, dan is daar 'n opstand, soveel so, dat hulle besluit, hulle gaan iemand anders te kies, en hulle gaan teruggaan na Egipte toe, want hulle wou nie meer met God saamtrek nie. En as ons die les wat ons hier kan leer, die eerste les wat ek uit leer is, moenie die meerderheid volg nie. Want die meerderheid het gekom, Josua en Caleb het stroom opgegaan, maar hulle het geweet, hulle gaan saam met God, hulle gaan met die waarheid van God in. Want dis wat God vir hulle gesê het, hierdie land is so goed, as julle net saam met my sal intrek. Maar die meerderheid het oortuig om te sê, nee. En nou ken julle wat gebeur het. God het daar en dan besluit dat al die mans wat teen God gedraai het, sal nie die beloofde land ingaan nie, en daarom het hulle vir nog 39 jaar in die woestyn gebly, en hulle is op die grens gewees. Het was net oorgaan, en dan het hulle in die land ingegaan. En God het gesê, nie een van julle sal ingaan nie. Dis die storie wat hy vir hulle vertel. Hy sê, die les wat jy moet leer, moenie die meerderheid volg nie. Volg wat God sê. En ons leef in 'n tyd waar die meerderheid eintlik vir ons sê wat ons moet glo. Die tweede ding wat gebeur is dat God sê, hy praat oor die ongehoorsaamheid van die engele. Dink ook wat gebeur het met die engele, wat hulle nie binne hulle eie magsgebied gehou het nie, maar hulle aangewese woonplek verlaat het. God het met hulle onbreekbare kettinge gebind, en hou hulle in die duister dieptes van die oordeel van die groot dag. Verskriklike ding het gebeur. Julle ken die geskiedenis seker, Genesis 6. Op 'n manier, en niemand weet hoe nie, so ek kan dit nie eers vir julle sê hoe dit gebeur het nie, het daar engele gekom, en hulle het gesien die vroue was mooi. En hoe dit gewerk het, weet ons nie, want dit is buite die orde hoe God dit wou gehad het. Het hulle met hierdie mense omgang gehad, en daar is toe 'n hele nuwe genepool gebore, wat nie so moes gewees het nie. Want God het die mens gemaak na sy beeld, en nie engele, die engele kon nie die genepool eintlik kon verander nie. En wat maak God? Daar's net een manier hoe hy dit kon regmaak. Hy sê, dan moet ek almal doodmaak.
Want ek kan nie toelaat dat dit wat ek geskep het, buite my orde sal wees nie. God se orde was, dat mense sal mense wees, en mense sal met mense omgang, maar engele kon nie inkom. Toe hy die vloed gevat, en toe die vloed gekom, almal doodgemaak, en hierdie engele is nou al 4400 jaar vasgeketting, wagtende vir die oordeel, terwyl daar bose geeste in die lug is, wat kan rondbeweeg, wag hulle al 4400 jaar, dis wat hy sê. Hulle sit daar, want hulle die genepool van die mensdom kom korrup maak, to corrupt dit. Dis wat hulle kom doen het. Dis wat hy hier probeer verduidelik. So die les is, God het 'n orde hoe goed werk. Hy het 'n orde van mans en vrouens. Hy het gesê, dis soos dit sal werk. Daar's nie 'n ander orde nie. En hy sien die mense wat teen hierdie orde gegaan het. Hy sê, dis wat ons nou in ons vyandige wêreld sien. Dat mense teen God se orde wil ingaan. Nou gebruik hy 'n volgende voorbeeld, wat julle ook almal baie goed ken. Hopelik, Sodom en Gomorra. Julle het al die storie gehoor van Sodom en Gomorra. Dit is die storie van Abraham trek, en hy gaan in die beloofde land in, en hy gee vir Lot, hy sê vir Lot, hoor, kies jy wie jy wil plek, en dan kies hy 'n plek, en Lot was sy broer se kind, dan gaan bly hy by die plekke so Sodom en Gomorra. En dan kom God na Abraham toe, dan sê, hoor, die goed wat daar gebeur, is vir my absolute gruwel. Verskriklik hoe pervers die mense is in Sodom en Gomorra en in die omliggende dorpe. Ek gaan daai dorpe almal vernietig. En dan gaan Abraham na hom toe sê, Here, asseblief, as daar 50 gelowiges in daai land is, in daai dorpe is, moet asseblief nie dit doen nie. En dan ken julle die storie, dan kom hy sê die Here, maar is die 50 mense wat gelowiges is nie. Dis almal is pervers, die hele dorp begin agter die meerderheid aangaan, en almal is saam, hy sê 40, 30, 20, 10, as daar 10 is, dan sê die Here, maar daar is nie 10 nie. Ek gaan hierdie volk, hierdie plek vernietig. En hoe hy sê, ek dink aan die mense van Sodom en Gomorra en die stede rondom hulle. Net soos daardie engele het hulle onsedelike dade gepleeg en omgang gesoek met die vreemde wesens. As waarskuwing vir almal word hou hulle straf met die vuur ewige brand. Nou ken julle die storie. Hulle is Lot en sy vrou en sy dogters het uitgevlug, en op 'n manier het Lot se vrou teruggekyk, en sy is op slag dood. En sy het 'n soutpilaar verander. Want sy het teruggekyk, verlang miskien na hierdie goed. So wat hy beskryf hier is dat daar 'n perversiteit gewees het in Sodom en Gomorra, wat vir God 'n gruwel was. En dan sê Judas, hoor wat sê hy nou, en nou is dit met hierdie mense so. Dis amazing, ek sê weer, niks is nuut nie. Judas sê, weet jy wat, kyk wat het gebeur al in Sodom en Gomorra, in Genesis 12, daar gaan van Genesis af, sukkel ons al met dieselfde perverse mense. Hy sê, net so is ons mense in Judas se tyd ook so, en ek dink ons kan dit net so deurtrek na ons land toe, want ons weet hoe dit in ons land gaan. En wat vir my skokkend is dat, ek weet nie wat die woord is nie, maar wat vir my swaar is om te vat, is dat julle en ek wat hier sit, ons hoor wat se perversiteit gaan in die land aan, in die wêreld aan, en ons hoor van al die genderfluidity, en ons hoor van non-binary, dit is alles woorde wat ons nou geleer het die afgelope paar maande, ja, jy het 'n non-binary gender, en ek het gister vir die manne gesê, ek leer jou 'n nuwe gender, en dis 'n cisgender, CIS gender. En ek dink julle het dit almal. Want dis wanneer jy as 'n man gebore is, en as 'n man identifiseer. En as jy 'n vrou is, as 'n vrou geïdentifiseer word. Nou ek sê die goed, want dit is wat vir my swaar is dat dit rol van my rug af. Maar wat van ons kinders? Wat van ons kinders en hulle kinders? Wat word vir hulle geleer? Die Growing and Developing Health Relationship module, ek weet nie of julle wat in die staatskole is, jy het groot met kinders, né? Dis die jaar 6 en 7 se curriculum is om juis vir hulle deur hierdie curriculum te leer van hierdie genderfluiditeit, dat ons meer genders het. So ons sit in hierdie tyd, dat ons sit in 'n land waar ons okay dalk is, om te sê ons is alright, ons sal nie toelaat dat hierdie wêreld ons aftrek nie.
Maar wat van ons kinders? En daarom moet ons opstaan en veg vir die waarheid. En sê, dis wat die waarheid is, want jy het niemand anders om te leer nie, is om jou kinders en die mense om jou die waarheid te leer en die waarheid te leef nie, want dis die vyande van die waarheid. Hoe is daar nog kenmerke? Wat sê hy van die kenmerke van hierdie mense nog verder? Hy sê, en nou is dit met hierdie mense so, vanweë droomgesigte wat hulle sien, hulle is droom, sê dis wat ons eintlik wil doen, bevlek hulle eie liggaam, en dis wat gebeur, verwerp hulle die gesag van die Here, en beledig hulle die hemelwesens. Hierdie wêreld waarin ons nou sit, se God is dieself. Ons sit hier in die kerk en sê, die gesag wat ons onderworpe maak, is in die woord van God. Dis die lewende, heilige, onveranderlike woord. Hulle sê, ons gesag is onsself. Dit wat vir my werk, werk vir my. En dis wat hier gebeur, hulle bevlek hulle eie liggaam, hulle verwerp die gesag van die Here. Dis hoe die vyande lyk. En dan vat ons eintlik Josua, as jy in Josua gaan lees, in Rigters 21 vers 25, is nog voor die konings, het dit so gestaan, hy staan, elkeen het gedoen wat reg is in sy oë. En dis waar ons nou weer is, dis so 'n sirkel voltooi is, elkeen doen wat reg is in sy eie oë. Hoekom? Want myself is my God. So wat vir my werk, en waarmee ek identifiseer, en dis die vyand waarmee ons werk. En ek weet nie hoekom moet ons daaroor praat vandag nie, maar die Here het gesê ons moet daaroor praat, want dis wat in die woord staan. En nou ek wil nie veel oor vers 9 sê nie, want ek weet nie veel oor vers 9 nie, maar kom ek lees dit net vir julle. Dis nou, hierdie mense het selfs die hemelwesens beledig. So hulle wat ook al hulle gedoen het, weet ons nie. Nie eens die aartsengel Michael het so iets gedoen nie. Toe hy met die duiwel gestry het oor die liggaam van Moses, het hy hom net nie veroorloof om die duiwel te beledig en te veroordeel, maar hy het hom gesê, die Here sal jou straf. Dis interessant, nêrens lees jy oor hierdie storie van die duiwel wat met Moses gestry het nie. Behalwe hier. En ek het gewonder, hoe weet Judas dit? Maar ek het laasweek vir julle gesê, dat Judas het saam met Jesus groot geword, want dit was sy halfbroer. Miskien het hy hom vertel. Miskien het hulle eendag gesit en sê, hoor, ek vertel jou van hierdie storie. Want hoe anders het hy dit geweet? Ek weet nie waar hy dit gekry nie. Maar die punt wat ons hier lees, is dat God het strukture ingesit. Daar's 'n gesag wat van God afkom. En ons kan nooit buite daai gesag gaan nie. En die plek waar ons nou leef, weet julle, hoe leef mense? Hoe vloek hulle eintlik die hemelwesens? Hoe vloek hulle vir God? Deur oh my God en Jesus Christ is op almal se lippe. Dis 'n vervloeking nie net van die hemelwesens nie, maar van die hemelse God. En hy sê daai mense gaan op 'n stadium hulle straf kry. Hy sê maar hierdie mense praat lasterlik oor dinge waarvan hulle geen kennis het nie. Nou beskryf hy hulle weer. Hulle sê hulle is soos verstandelose diere. Al waarvan hulle kennis het, is hulle natuurlike drange en juis dit is hulle ondergang. En dis so 'n mooi beskrywing eintlik van die vyande van die waarheid. Is dat jou dierlike instinkte neem oor. En weet jy waar kom dit vandaan? God laat dit toe. As mense daar wil draai, dan sê hy, ek gee jou oor aan jou eie drange. Romeine sê dit so mooi. Hy sê, daarom gee God hulle aan die drange van hulle hart oor. En aan sedelike onreinheid, sodat hulle liggame onder mekaar onteer. Dis hulle wat die waarheid van God verruil vir 'n leuen. Hulle dien en vereer die skepsel, daar sê hy, die skepsel, in plaas van die skepper, met ander woorde die mens, ek is my eie God. En hulle vereer die skepsel in plaas van die skepper, aan wie die lof moet toekom vir ewig. Amen. Daarom gee hy hulle oor aan hulle skandelike drifte. God sê, dan maak julle soos julle wil. Hulle vroue verander die natuurlike omgang in teennatuurlike omgang. En net so laat vaar die mans ook natuurlike omgang met die vrou en brand van begeerte vir mekaar. Mans pleeg skandelike dade met mans en bring oor hulle self die verdiende straf vir hulle perversiteit. En met God, omdat hulle dit van geen belang ag om God te ken nie, gee hy hulle oor aan hulle verdraaide opvattings, sodat hulle kan doen wat onbetaamlik. Dit is my amazing as ek dit sê. Dat God is nog steeds daarin. Is hy wat hulle oorgee, as hulle daarvoor kies. So niks is niet nie. Hier lees ons dit 2000 jaar terug. En het begin by Adam en Eva. Toe hulle gekies het om te eet van die boom van die kennis van goed en kwaad. Hulle het daar in opstand gekom teen God se gesag. En dit is oorgedra in hulle moordenaar seun Kain, want hy haal vir Kain ook hier aan.
Hy sê verskriklik sal hulle lot wees. Hy praat met hierdie mense, ons moet vir hulle bid, ons moet hulle nie veroordeel nie, ons moet vir hulle bid en sê mag julle tot bekering kom. Maar verskriklik sal hulle lot wees, want hulle het dieselfde pad as Kain geloop. Vir geld het hulle dieselfde bedrog as Biliam gepleeg. En soos Korag het hulle in opstand gekom en dit was hulle ondergang. Jy wonder ek net met wie praat hy eintlik? Hy skryf 'n brief vir die kerk. En miskien is dit vir mense in die kerk wat hy sê julle het so agter julle of kerkmense, mense wat met Christendom identifiseer. Hy sê julle het soos Kain geword. Kain se sonde, behalwe dat hy vir Abel doodgemaak het, was dat hy het 'n offer gebring soos wat hy goed gedink het. Die Here het verseker vir hulle voorskrifte gehad. En hy bring 'n offer en dan sê die Here, ek gaan nie jou offer aanvaar nie. Maar dis nie wat ek gevra het jy moet gee nie. Jou offer is nie vir aanvaarbaar nie. Biliam is 'n mooi storie. Julle kan gaan lees vanmiddag in Numeri 22 tot 24. Biliam was 'n profeet. En God het vir hom gesê en toe het die Moabiete het bang geraak vir hierdie klomp Jode of hierdie Israeliete wat op hulle drempel is en met hulle kom oorlog wil maak. En toe kry hulle die profeet Biliam en sê, hoor jy kom vervloek vir Israel. En dan sê hy, maar ek kan nie, want God het gesê, ek moet hulle seën. Dan sê hulle, nee, jy moet hulle vervloek. En dan sê hulle vir hom, maar ons sal jou betaal. En dan gaan hy. En ek ken julle die storie, God het hom 3 keer gestop. Selfs sy donkie het met hom gepraat, en sê, hoor jy is op 'n pad ver van God af. Maar hy het hom steeds daar nie aan gesteer nie. Want daar was geld betrokke. En dan dink ek so baie kerke wat nie die waarheid mee praat nie, wat nie die woord as belangrik ag nie, wat goed verkondig net om mense gelukkig te maak. Mens kan baie maklik agter die geld aangaan. En dan die laaste ou wat hy uithaal is Korag. Weereens, Korag was in opstand gekom teen die gesag van Moses en Aaron en gesê, ek wil my eie ding doen. Julle gaan nie vir my meer sê wat ons moet doen nie, wat ons moet eet nie, waar ons moet rondry nie, niks nie. Hy het in opstand gekom. Nou is Judas nog nie klaar met die mense nie. Hy haal hulle nog steeds uit. Ek gaan nou net verder lees. Hoor nou maar net wat sê hy. Hy sê hulle besoedel julle liefdesmaal met skaamtelose uitspattigheid. Dink nou net aan die vyande van ons wêreld. Hulle is wolke en maak wat geen reën bring nie. En deur die wind verbygewaai word. Môre is daar 'n nuwe kruis, en môre is daar 'n nuwe ding wat ons doen. Ons is nou 'n bietjie rondgewaai. Hulle is bome wat selfs laat in die seisoen nog geen vrugte het nie. Wat ontwortel en mos dood is nie. Hulle is woeste golwe van die see. Hulle laat hulle skande so skuim opspat. Hulle sterre wat uit hulle baan geslinger is. God hou vir hulle plek gereed in die duister dieptes waar hulle ewig sal bly. Soos jy ooit sou wou name gaan soek om vir mense te gee, gaan lees net Judas. Jy kan enigiets kies. Jy kan vir ou sê, man, jy is soos 'n wolk, jy is soos 'n ster, maak nie saak nie. Maar dis eintlik wat hy vir ons kom sê, dis so sad. Dis mense wat die Here ken en geken het of weet van God wat gekies het om hier te wees. En dan eindig hy hierdie gedeelte met 'n oordeel van God af. Want die oordeel gaan kom. En ons moet asseblief bid dat dit sal verander voordat dit kom. Hy sê dit is oor hierdie mense dat Henog wat van die 7de geslag na Adam was geprofeteer het en gesê: kyk, die Here kom met sy duisende heilige engele en hy sal oor almal oordeel. Hy sal al die goddeloses, al die sondaars straf oor die goddelose dinge wat hulle in hulle goddeloosheid gedoen het en oor al die lasterlike dinge wat hulle teen hom gesê het. Hierdie mense kla gedurig, is ontevrede met hulle lot en hulle leef net volgens hulle eie begeertes. Praat groot en sê vleiende dinge van mense om daaruit vir hulself voordeel te trek. So wat hoor ek? Die eerste ding wat ek hoor is dat die Bybel is verrassend op datum. Mense sê baie maklik die Bybel is oudmodies. Niks meer vir ons geslag te sê nie. Ek hoor dat die Bybel is verrassend op datum. Ek hoor dat dieselfde kultuur wat in daai tyd was,
is die kultuur waarin ons leef. En dit is nie net in Australië so nie, julle weet hoe gaan dit in Amerika, julle weet hoe gaan dit in Suid-Afrika. Dit is totaal oorgeneem, regerings, kerke is so skeef getrek, dat hulle besluite gemaak het, wat teen die woord is. Omdat hulle op een of ander manier verblind geraak het. So ek hoor dit, ek hoor die eerste ding, is dat niks is niet nie. Die tweede ding wat ek eintlik hoor hier, baie keer, is dat hulle die skepingsorde van God nie eer nie. Die derde ding wat ek hoor, is dat die gesag van God, en sy woord en die waarheid, is vir mense nie meer belangrik nie. Die vierde ding wat ek hoor, is dat daar's vals leraars in die kerk gewees. Dis waarvan hy praat. Mense wat in die kerk was, daar kan ons jou eie familie, daar kan jou eie gesin, daar sal jy dalk agterkom dat mense nie meer die waarheid as so belangrik ag nie. Die Here roep ons om nie naïef te dink nie. Ons moet nie naïef dink oor hierdie goed en sê, ag wat, dit sal seker verbygaan. Hy roep ons op volgens Judas om te stry vir die waarheid. Om te sê, dis wat die waarheid is. En nie met mense te stry nie. Ek het laasweek gesê, wat hy bedoel daaroor is, staan op vir dit wat waar is. Praat met hulle in liefde. Behandel hulle soos met respek, maar staan vir die waarheid. Want eintlik is hulle maar net leeuwolke wat sal weggaan. So hoe gaan ons, en dit volgende week, gaan die preek aan van Judas, amazing stuk wat julle gaan help, en vir my, hoe om prakties kerk te wees, in 'n wêreld, in 'n kultuur, waar die waarheid nie meer belangrik is nie, waar my waarheid die belangrikste is. Hoe gaan jy leef? Maar sommer net so inleiding tot dit, sorg dat jy die woord ken. Moenie daar staan en nie kan sê wat sê die woord nie. Want daar gaan ons maklik weglok van die waarheid. Vertrou op Christus alleen. Christus alleen. Dis die verlosser. Daar's niks anders te buiten Christus wat ons ooit by God kan uitbring nie. Daar's niemand anders te nie. Christus alleen. En dan leef in die krag van die Heilige Gees. Glo dat die Heilige Gees is God se Gees wat vir ons gegee is. Jesus sê dit paar keer, hy gaan by julle bly en hy gaan julle lei en leer in die waarheid. Bid elke oggend dit voor jy opstaan en voor jy iets begin om te sê, Heilige Gees, vervul my nou, maak my gereed vir hierdie dag. As ek nou gaan in die woord lees of gaan bid of werk toe gaan, maak nie saak nie. Wees nou 'n impak in my lewe. Dis 'n daaglikse ding wat ek en jy moet bid vir die Gees en 'n daaglikse ding wat jy kan gaan opplak in jou yskas is Efesiërs 6 vers 10 tot 17. Soek jou krag en jou sterkte by God. Want ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die bose geeste in die lig. Hoe anderster kan jy dit sonder Christus doen? Op jou eie gaan jy nie regkom nie. Staan op daar en sê, dis waarmee ons opstaan. Ons staan op met die waarheid. En as ons ergens vir iemand moet vertel van die waarheid, wees dan gereed om dit te vertel. En dan, elke persoon met wie jy saamleef en saamwerk, wat nie die waarheid meer as die waarheid wil hê nie, bid vir hulle. Bid vir hulle, nie oordeel nie. Bid vir hulle. Ons werk is om vir hulle te vertel eintlik van die redding van Jesus. So bid vir hulle. Ek het laasweek gesê, first talk to God about people before you talk to people about God. Doen dit elke dag. En sê, Here, daai persoon by die werk, ek bid vir hom of haar. Of daar by my eie gesin dan, bid vir hom. Kom ons bid. So Here, Judas het op 'n ongelooflike, ingewikkelde, gelaaide, klein gedeeltetjie in die woord, soveel gesê, soos wat niemand anders ter gesê het in die hele woord, oor hierdie mense van sy tyd, wat teen die waarheid in opstand gekom het nie. En hy het amper geen voorbeeld gebruik wat hulle nie kon ken nie. En ek weet, ons gaan dit lees later in hierdie briefie, dat hy dit ten doel dat mense gered sal word. En daarom waarsku hy
vir hulle. En daarom waarsku hy vir ons, en is as te ware of hy vir ons gesig so in sy hande vat en sê, weet net, dat daar 'n stryd aan vir die waarheid. En al voel ons nie die stryd vandag so aan nie, weet ons, daar's 'n stryd om ons. En ons kinders en ons kleinkinders moet ons voorberei. Maak vir my voorbereid. Help vir my dat ek die woord ken. Van my fondasie in Christus sal wees en niks en niemand anders nie. En Here, help vir my, leer vir my deur die waarheid, die woord en deur die Gees. En ek bid dit vir elke persoon wat luister en kyk en elke persoon in ons gemeente, dat ons nie weggetrek sal word deur al hierdie golwe om ons en hierdie geluide om ons, en dat ons stroom op teen hierdie wêreld sal wees. Vir die waarheid. Nie vir my waarheid nie, vir u waarheid. Help vir ons om te verstaan wat in ons wêreld omgaan. Ons bid vir ons kinders en ons bid vir ons kleinkinders en hulle wat in hierdie wêreld nog moet groot word, dat hulle die waarheid by ons sal sien en dat hulle die waarheid sal sien leef in ons en sê, dis wat ek wil hê. Ek wil nie deel wees van hierdie wêreld nie. Help ons kinders en ons kleinkinders en hulle kinders en hulle kinders om in hierdie waarheid te bly. En ek weet as ons in die waarheid staan en ons stry vir dit, sal hulle ook volg. Here, en as iemand sit vanoggend wat nie seker is van sy of haar redding in Jesus nie, of kyk op of luister, wil nie asseblief nou vir hulle of haar, vir hom of haar, maar net oortuig van u liefde. Want ons kan nie vyande van die waarheid wees. Ons wil nooit in die oordeel van God beland nie. Ons wil geseën wees daardeur. Ek bid dit in Jesus naam. Amen.